Goed, ons eerste stuk toerusting waarby ons nou hierdie week wil stilstaan, gaan nou oor Kain en Abel. Dis die eerste stuk geskiedenis in die woestyn na die tyd. En dit gaan oor Kain en Abel en ons skryf dit in Genesis 4 vers 1 tot 16. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe moet ons met ons kinders deur hierdie gedeelte werk? Ek dink 'n mens moet vir jouself sê, wat is die groot ding wat ons en ons kinders hier in Genesis 4 vers 1 tot 16 moet raak sien? Ek dink die belangrike ding is, kyk hoe verskil Kain en Abel en hoekom. Dit is waarby ons wil uitkom. Kyk hoe verskil hierdie twee en hoekom. En ek dink as jy deur hierdie gedeelte lees met jou kinders, kan jy hierdie volgende punte in jou kop hê. En mens kan sê, kom ons kyk eers hoe is hulle dieselfde. Vers 1 en 2 en vers 3 en 4 wys vir ons, hoe is hulle dieselfde. Dan as jy mens kom by vers 4 en 5, dan kom ons by die verskil, en dan moet jy sê, hoekom verskil hulle? Dan in vers 6 tot 8, en vers 9 tot 16, sien ons die krisis in Kain se hart. En in vers 8 moet ons dan terugspring en sê, kyk, hier is 'n krisis in die koninkryk, en wat is die oplossing? So, kom ons beweeg 'n bietjie nou hier deur en probeer vir onsself 'n bietjie agterkom wat hier aangaan. Kyk, hoe praat dit ook met jou as pa en jou as ma se hart, en hoe wil ons uiteindelik ook hierdie vir ons kinders oor vertel. Nou, soos ek gesê het, as mens in vers 1 en 2 en vers 3 en 4 is, dan sien mens eers hoe Kain en Abel baie dieselfde is. Kom ons kyk 'n bietjie. As mens nou lees in vers oor Genesis 4, dan staan daar, en die mens, dis nou Adam met sy vrou Eva bekend, en sy het swanger geword. En Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. Nou hierso sien ons, kyk hoe is hulle dieselfde. Hulle is al twee, hulle is boeties. Hulle het dieselfde pa en ma, Adam en Eva. Hulle word gebore na die tuin in die woestyn word hulle gebore. Selfde pa en ma. En dan is hulle besig om te bewerk en te bewaak die eerste opdrag wat die Here vir Adam gegee het. Hulle ontwikkel kultuur, die een begin met veeboerdery, die ander een met saaiboerdery, Kain met saaiboerdery, Abel met veeboerdery. Is egter anders as in die tuin. Dis nou in 'n vervloekte wêreld. Dit gaan nou met pyn gepaard, met sweet gepaard. Tog, hulle is besig daarmee. Sien hier hoe hulle dieselfde is. Dan gaan ons na vers 3 en 4 toe, kom ons kyk 'n bietjie wat staan daar. En nou, na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. Nou, wat 'n mens hier moet raak sien is, hierdie twee ouens is hier in hierdie ding ook dieselfde. Wat is dit? So hulle is dieselfde pa en ma, besig om te werk saam met hulle pa hier in hierdie wêreld. Dis nou 'n vervloekte wêreld, maar hulle is besig om te doen wat die Here aan begin gesê het om te doen. Maar nou sien nog iets wat belangrik is. Hulle word in 'n kerkhuis groot, kan mens maar sê. Kain en Abel word in 'n kerkhuis groot. En dis genade, wat 'n mens hier moet raak sien is, die Here se Genesis 3 vers 15 evangelie belofte werk hier in Adam en Eva se huwelik. Wonderlik. Die Here het vyandskap gestel in die lewe van Eva. Dit moes ook in die lewe van Adam gebeur het. Beide van hulle het weggeloop van die duiwel af en is nou weer by die Here, in verhouding met die Here. En daar's 'n kerkhuis, daar word geoffer aan die Here. Die offers waarvan hier gepraat word, is nogals offers wat sê, ek wy my aan die Here. Die Here is vir my die beste, die Here is vir my die belangrikste. Ons sien die wonderlike bekeringswerk van die Here hier in die lewe van Adam en Eva. En daarom moet hulle kinders ook nou in hierdie omgewing groot word. Dis 'n kerkhuis en die kinders word saam met hulle pa en ma groot, en deel van daardie groot word is dat hulle erediens doen. En daar word geoffer. En jy sê met daardie offer, Here, U is ons werklik eerste. En Kain bring offers. Hy bring van die vrugte van die land, van sy saaiboerdery, dit is heeltemal reg. En Abel ook, hy bring ook van sy boerdery offers aan die Here. En tog is hier 'n verskil.
Kom ons gaan bietjie na die verskil toe. Hier's 'n verskil en ons sien dit as ons nou verder lees in vers 4 en vers 5. In vers 4 staan daar: en die Here het Abel en sy offer genadiglik aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien. En hier's 'n verskil. Hoekom sien die Here Abel en sy offer aan, maar Kain en sy offer nie aan nie? Daai aansien van Abel en sy offer en nie aansien van Kain en sy offer, sê dit wat Abel doen is vir die Here goed. Sy offer is vir die Here goed. Die Here hou van dit wat Abel doen, maar hy hou nie van dit wat Kain doen nie. Nou so op die oog af kan ons nie regtig 'n verskil sien. Wat gaan nie aan? Wat is nou die probleem eintlik? Ek bedoel, Kain doen wat reg is, hy bring 'n offer. Abel doen wat reg is, hy bring 'n offer. Tog nie die verskil, en die Here neem die een se een aan en die ander een nie. Nou, mens moet so 'n bietjie mooi kyk na die teks, dan sien ons tog 'n verskil. Vers 4 sê, of vers 3 sê, na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land vir die Here geoffer. Vers 4 sê, Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En dit wil sê, Abel het regtig die beste gebring. Kain bring, maar Abel bring die beste. Dis waar die verskil begin. En nou op hierdie punt moet 'n mens bietjie skrif met skrifvergelyking doen. Skrif met skrifvergelyking beteken, jy begin in die res van die skrif te blaai en antwoorde te soek, om vir jou te help om hierdie waarmee jy nou besig is, te verstaan. Dis wat skrif met skrifvergelyking is. Doen ons dit, kom ons uit by Hebreërs 11 vers 4. Kom ons blaai bietjie ons Bybel soek toe. Ons moet jou vinger nou hou daar by Genesis 4, dat jy nie 'n plek verloor nie, maar kom ons blaai na Hebreërs toe. Nou, heel agter in 'n mens se Bybel, amper op pad daar na Openbaring se koers toe. Hebreërs 11. En dan staan daar in Hebreërs 11 vers 4, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Deur die geloof het Abel 'n beter offer gebring as Kain. So dis hoekom die Here Abel en sy offer aansien en nie Kain sien, want Abel bring dit deur die geloof en nie Kain. Kain bring dit nie deur die geloof nie. Nou moet ons nog 'n bietjie skrif met skrif vergelyking doen. En dan kom ons uit by 1 Johannes hoofstuk 5 vers 4. Dis nou nog agtertoe, as mens van Hebreërs af blaai deur Jakobus en dan kom ons by Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus en dan kom 'n mens by 1 Johannes. En dan staan daar in 1 Johannes hoofstuk 5 hierdie. En ek moet ons by vers 3 begin lees. Dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning van die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. Nou wat Johannes hier vir ons verduidelik is dit. Jy oorwin die wêreld deur geloof. Nou net in hoofstuk 2 van 1 Johannes praat hy oor die wêreld en die aanloklikheid van die wêreld en die begeerlikheid van die wêreld wat jy vaskom, sodat jy weet dat die wêreld, want die wêreld is geweldig begeerlik en jou begeerte is na die wêreld toe. Maar wat breek daardie begeerte? Wat oorwin die wêreld se aantrekkingskrag? Nou jou geloof, dis wat hy hier in versie 4 sê. Die oorwinning, dit is die oorwinning oor die wêreld en die aanloklikheid en die aantrekkingskrag van die wêreld. Jou geloof, hoekom? Want geloof laat jou geestelik sien. Geloof laat jou sien dat God meer begeerlik is as die wêreld. En dit is wat in Abel se lewe begin gebeur. Abel sien deur die geloof dat God regtig goed is. Satan het vir Eva verlei met die leuen dat God nie werklik goed is nie. Dat God 'n mislukte God is. Dat dit nie goed is om onder die koningsheerskappy van God te leef nie. En dan begin Eva met die leuen te leef en sy loop weg van God af. Abel sien deur die geloof dat dit 'n leuen is en dat God goed is en dat dit goed is om onder God se heerskappy te leef. En Abel, deur
werklik terug na die Here toe. Dis die verskil. Dis die verskil tussen Kain en Abel. Abel leef deur die geloof en doen erediens deur die geloof. En dis die groot verskil en dit is hoekom die Here Abel en sy offer aangeneem. Nou moet ons op hierdie punt kom by, maar wat is die regte krisis in Kain se hart? Kom ons gaan daarna toe. Ons lees verder. Ons moet nou die laaste deel van vers 5 lees. Die Kain nou agterkom dat die Here Abel en sy offer aangeneem het en hom nie. Here sê vir ons hoe dit gebeur het nie, maar op 'n manier dat die Here ook vir Kain dit agterkom. Wat gebeur toe? Dan staan daar toe word Kain baie kwaad en het sy hoof plat af. So, sien julle die krisis in Kain se hart? Die Here wys vir Kain, hier's 'n probleem in jou lewe. Okay? Maar dan is dit nie asof Kain kom en sê, Here, maar help my met my probleem. Nee, hy word kwaad. Kyk wat gebeur in vers 6 en 7. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen en as jy nie goed doen? Die sonde lê en huur voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Sien jy wat doen die Here? In liefde reik die Here uit na Kain toe. In genade reik die Here uit na Kain toe. Hy gee vir Kain goeie raad. Hy sê vir my, luister, Kain, stop jou kwaadheid. Doen wat goed is. Wat is dit? Wel, verkeer en kom uit by Abel. Begin om deur die geloof te leef. Breek met die leuen van Satan. Kom na my toe terug. Die Here wys dit vir 'n liefde reik die Here uit na Kain toe. Wat maak Kain? In vers 8. En Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Skrikwekkend, hè? Kain kies om die liefde van God te verwerp. Kain kies om die oproep van die Here te verwerp, om die waarskuwing van die Here te verwerp. En hy kies teen die Here en maak sy broer dood. En in vers 9 tot 16 sien ons hierdie krisis net nog verder. Ons lees wel, nou daar's baie detail daar, maar ons lig net 'n paar goeters hier uit. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? Nou antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wag? Dis arrogant, nie? Verskriklik. Ek bedoel, die Here, hy behoort te weet, die Here weet alles, maar nou hierdie kyk die arrogante soort antwoord, maar goed. Die Here sê, wat het jy nou gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir U aangesig. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodmaak. Die Here sê vir hom, daarom, as enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. Die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie sou doodslaan. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here. Hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. En wat ons hier moet raak sien is dat die Here roep Kain tot verantwoording. En die Here laat onreg nie maar net voortgaan. Hy roep Kain tot verantwoording. Hy wys Kain op sy sonde. Hy vonnis Kain, hy straf Kain. Maar kyk na Kain se reaksie. Absoluut selfgesentreerd. Daar's nie berou nie, daar's nie bekering nie. Daar's nie smeking om vergifnis nie, dis net 'n selfgesentreerde reaksie. Hy sê, my skuld is te groot om te dra. Kyk, U verdryf my nou, almal gaan my nou wil doodmaak. Daar's niks berou nie. Dit gaan net oor homself. Nou, hoekom
is dit so? Wat gaan aan met Kain? Nou, op hierdie punt moet ons nou weer skrif met skrif begin vergelyk. Kom ons blaai ons Bybels na 1 Johannes toe. Na 1 Johannes toe en ons blaai na hoofstuk 3 toe. Gaan ons kom sommer daar van vers 10 af tot lees. Johannes sê, hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain, wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het. Sien julle die krisis met Kain? Kain is uit die bose. Kain is nie 'n kind van God nie. Hy is uit die bose, hy is uit die duiwel. Kain is slangsaad. Dis wat ons hier moet raak sien. Kain is slangsaad. Onthou, God het daar in Genesis 3 vers 15 gesê, ek stel vyandskap in tussen jou Satan en die vrou. Tussen jou saad en haar saad. Abel is vrou-saad. Kain is slangsaad. En hier is die vyandskap. Dis wat ons hier moet raak sien. Dis hoekom Kain vir Abel doodmaak, want die Here het hierdie vyandskap ingestel. Nou moet ons net nog iets vra. Is Abel uit homself beter as Kain? Nee, glad nie. Dis God wat die vyandskap stel. Verdien enige twee van hulle, Abel en Kain, God se genade, dat God vyandskap moet stel? Nee, glad nie. Ons almal verdien hel. God gee genade aan Abel. Daarom dat Abel glo, daarom dat Abel God begin begeer. Die Here reik uit in liefde ook na Kain toe. Maar Kain verwerp dit. Nou, dis wat ons hier moet raak sien. Dis hoekom daar hierdie reuse verskil is tussen Kain en Abel. Dis die uitwerking van daardie moederbelofte. Dis wat ons hier raak moet sien. Die moederbelofte wat sê, daar gaan vyandskap wees. En hier is dit nou. Die koninkryk van God kom op die pad van hierdie vyandskap. En hier sien ons dit nou gebeur. Maar, dadelik is hier iets van 'n krisis. Want, die moederbelofte sê, ek stel vyandskap tussen jou Satan en die vrou. Tussen jou saad en haar saad. En hy, een uit die saad van die vrou, gaan oorwin. Hey, maar waar is die saad van die vrou nou? Want hy is dood. So, waar gaan die hy wat gaan oorwin vandaan kom, want Abel is nou dood. Al wat oorbly, is slangsaad. Dit lyk asof die duiwel hier wen. Nou kom ons kyk of die duiwel regtig wen. En ons maak ons Bybels ook weer by hoofstuk 4, en dan gaan ons na die einde van hoofstuk 4 toe, en dan staan daar in versie 25, en Adam het sy vrou weer beken. En sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Want, het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. Sien julle wat gebeur het? God het my 'n ander seun geskenk. God het een in die plek van die ander een gestel, Set. En as 'n mens nou aanlees deur die Bybel, dan sien 'n mens in die lyn van Set, kom Jesus uiteindelik. Jy kan gerus saam met julle kinders in Lukas 3 die geslagsregister van Jesus lees. As sien mens, Lukas vat nog op die geslagsregister mooi van Jesus af terug, deur tot hier by Adam, en dan sien 'n mens, Jesus lê in die lyn van Set. Skitterend. God gee 'n kind. Dis uiteindelik Jesaja hoofstuk 9 vers 5 nie, want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. God gee die een wat die kop van die slang sal vermors. God gee Set. Uiteindelik gee hy Jesus wat die oorwinning bring. Nou op hierdie punt wil ek 'n bietjie opmerking maak. Ons sit nou met ons kinders en ons vertel vir hulle die storie. Waar moet ons konsentreer? Ek dink op hierdie laaste gedeelte. Ons moet vir hulle wys, kyk hoe wel is ons God. Ons het nou vir hulle gewys die verskil tussen Kain en Abel en hoekom en wat en alles wat het gebeur het. Maar ons het uiteindelik wys, kyk ons God. Kyk wat doen hy.
Kyk hoe maak hy sy beloftes waar. Kyk hoe gee hy besetting, kyk hoe gee hy uiteindelik vir Jesus. Ons God is wow. Ons moet vir ons kinders wat ook soos Kain en Abel in 'n kerkhuis gebore word, ons moet hulle wys hoe wonderlik is God. Want so wek jy by jou kind op ontzag vir die Here. Vrees is die mooi ou woord, vrees vir die Here. En dit is waarby ons wil kom. Ons wil ons kinders lei om raak te sien, dis die moeite werd om hierdie God van ons te hê. Dis wonderlik om hom te hê. Ons wil ons vertroue in hierdie God sit. Ons wil ons verlossing buite onsself in hierdie God soek. En ons wil hierdie God vertrou en ons wil hierdie God volg. Ek dink dit is wanneer ons God so vir ons kinders wys dat die Heilige Gees ook deur ons besig is om daardie vyandskap te stel en te sê, kyk, God is beter as die leuen van Satan. Kom terug na God toe. So lei ons kinders uiteindelik terug na God toe in 'n verhouding met Jesus. Waar hulle nie maar net in 'n kerkhuis sit, in die verbond is nie, maar ook werklik in die verbond, mense van die verbond word, mense wat regtig Jesus as hulle verlosser en saligmaker het, en God as hulle Vader en die Heilige Gees as hulle trooster. Nou ja, volgende stuk toerusting gaan oor Genesis 4 vers 17 tot daar aan die einde van die hoofstuk.